wieder zurück. Okay. So ja. En toe, Heidi, vir wie staan jy so vroeg en wag? Ek wag maar net vir my tannie. Of vir jou tannie Dete? Goeiemôre Thomas, hoe gaan dit nog? Nee, ek haal asem, maar hoekom is julle twee so vroeg op? Niks besonders nie. Ek en Heidi moet Durfvliet toe gaan. Ek kan julle oplaai tot by Maaienveld. Dankie Thomas, dis gaaf. Nou toe, spring op. Ja. Hierso Heidi, bind jou mantel vas, anders verloor jy dit. Dis warm. Liewers te warm as om dit te dra. Toe kom op as jy. Kom aan, wat voet, die pad is lank. Roer jou litte. Dis nou te sê. Die son is nog nie eers behoorlik op nie en julle twee wil Durfvliet toe gaan. Is dit dan vandag nagmaal of 'n doopsondag of wat? Nee, ek neem Heidi na haar oupa Alm U toe. Wat gaan sy daar maak? Sy moet daar gaan bly. Ek het werk gekry in Frankfurt en ek kan nie meer oppas nie. O, is lekker. Klein Heidi ry baie lekker. Sy weet glad nie dat haar lewetjie heeltemal gaan verander nie. Na haar ouers se dood, het sy by Tannie Dete gaan bly en sy het nog altyd gedink dat Tannie Dete haar enigste familielid is. Maar ewe skielik praat almal van 'n Nors ou man met die naam Alm U wat glo haar oupa is. Elke slag as sy vra hoe die oupa van haar dan lyk, kan niemand vir haar sê nie, want vir jare het geen mense hom met 'n oog gesien. Heidi, wat maak jy daar? Kom aan. Ons is haastig, Heidi. So ja, ek moet julle ongelukkig hier aflaai. Dankie Thomas, jy het ons baie gehelp. Heidi? Heidi, wat vang jy nou alweer aan? Kom proe 'n bietjie, dis lekker koud. Nou ja, totsiens. Soet wees, Heidi. Toe kom. Hup. Arme kind. Wat gaan van haar word met daardie vreeslike ou man? Go on. Kan jy nie 'n bietjie vinniger loop nie, hè? Heidi, waar bly jy nou alweer? Hou tog op om so te drentel. Ja, maar dit is baie styl.
En ek kry warm. Heidi, as ons nie gou maak nie, kom ons nooit bo uit nie. Toe kom nou. Hi. Wat my keer? Is jy moeg? Ja, hoe ver is dit dan nog? Ek kry warm. Kyk, ons is amper daar. sien jy? Daar is Durflee waar jy gebore is. Is ek daar gebore? Dis Durflee se kerkklok wat daar lê. Kom ons loop, Heidi. My Heidenman is mos dete. Goeiemôre. Hey, kom drink 'n bietjie koffie. 'n Ander dag, ons is haastig. Sla my dood, dis mos dete. Goeiemôre. Ek het jou eeue laas gesien. Die mense sê jy werk nou. Ja, ek gaan nou in Frankfurt werk. Nooit. Ek het nie geweet jy het al so 'n ou groot dogtertjie nie. Ek het nie kinders nie. Dis Heidi. Heidi, wie is dit dan nou? Dis my oudste suster Adelaide se dogter, jy weet mos. Ek glo dit nie. Dit. Ja, en sy sê dis Adelaide se ou dogtertjie. As dit so is jy mos klein Heidi. Ek het al baie van jou gehoor. En wat kom maak julle twee by ons? Ons is op pad na Alm toe. Ek neem Heidi na hom toe. Na Alm toe. Haai, maar jy kan hom mos nooit by daai ou suurknol laat staan nie, Dete. Ek kan nie anders nie, dis al uitweg. Ek het werk gekry in Frankfurt en nou moet haar oupa maar 'n slag na haar kyk. Wat? Die kind gaan na hom toe? Ek kry die stomme ding so jammer. Jy is daarom seker nie ernstig nie, Dete. Ek is. Die ou brompot was jarelang nie meer sy gesig hier in die dorp nie. Hy kom nie eers meer op 'n Sondag kerk toe nie. Jou kaka? Nee, maar ek wonder nog altyd wat die ou man wegsteek dat hy so alleen daarbo bly. Sla my dronk. Dete, Dete, kom hier na toe. Totsiens. maar hy praat met geen mens meer 'n woord nie. En hy het jy sulke digte wenkbroue. Jy moet heeltemal gek wees. Ek gee nie om wat julle dink nie. Hy's haar oupa en daarmee uit ingedaan. Mag 'n mens weet wat hy alles daarbo aanvang nie. 'n Mens sien hom net eenmal 'n jaar. En selfs dan praat hy met geen mense woord nie. Iets is daarbo nie pluis nie. Geen mens kan sy hele lewe lank vinger alleen in die berge op 'n weiveld deurbring nie. Dit sê ek altyd. Dis 'n onbeskofte kind. Ek jy sommer net onderste bo gehardloop. Jy is seer gekry, Heidi. Kom laat ek sien. Blaas. Dete, Heidi, wag. Ek verstaan hoekom jy dit doen, Dete, maar ek dink nie dis die regte ding nie. Probeer om jou in Heidi se plek in te dink, Dete. Hallo. Waar kom jy nou vandaan, jou stouter? En toe spring jy nou lekker rond aan jou pad. Jou klein Agie, waar is jy? Is haar naam Agie? Don, Hi. Ag nee man, wag vir my.
jou bokke niks maak nie, regtig. Juist daarom. En dit is ook glad nie my boeke nie. Hoi? Het jy seer gekry? Nee. Ek het jou lekker gekou. Hi, dinges. Seentjie, waar gaan jy nou? Stop op my sekant. Maar jy het nog nie eens vir my jou naam gesê nie. Trek jou nie. Wag vir my. Hi. Hi. Dink nog 'n slag na Dete. U kom met niemand klag nie. Wat nog 'n kind? Hy sal gou daaraan gewoond raak. Hy moet net 'n bietjie moed. Heidi, hoe daar? Sy's daar by Pieter. Toe maar hy sal na haar kyk. Heidi is gewoond daaraan om na haarself te kyk. Sy sal wel regkom. Ek hoop jy's reg, Dete. Heidi is maar nog baie klein. Sy's maar net 5 jaar oud en sy's gewoond aan jou. Jy kan nie maar sommige kind so verplant nie. Nee, as sy's mos nie 'n boom nie. Kom aan! Ek moet altyd agter almal aan hardloop. Ek word nou stadig gemoeg daarvoor. Die klere pla my net. Hoera! En die Jy het nog nie vir my gesê wat jou naam is nie. Wat is jou naam? Kom speel saam met my. Kyk wat doen ek. Boksspring. Kom. Kyk wat doen ek. Staan op my een hand. Kan jy dit doen? Kom aan. Speel saam. Kom. Sê vir my, is jy dan nie bang nie? Nee, hoekom dan? Weet jy dan nie dat... Ag, vergeet dit. Sê my, waar gaan jy met al die bokke heen? Ek neem hulle tot bo op die berg, dan pas ek hulle op. Wat maak hulle daar bo? Ag, nie veel nie, hulle vreet net. Is dit al? Dis my bok ooit, daai sy is nog soeter as 'n hond. Ai, bly jy in daai ou klein huisiekie? Raai. Ai, ek dink ons moet gou maak. Die son is nou onder. Weg is ons. Ja, weg is ons. So het Heidi vir Pieter leer ken. Hulle twee het sommer gou grootmaats geword. Pieter weet alles van die berge af en dis so reg in Heidi se kraal. Ek moet nou hier afdraai.
Dink goed na oor wat ek gesê het, Dete. Heidi sal nie hier in die berge aard nie. Ek sien jou weer. Totsiens, Barbel. Tannie Dete! Vang my, kom op! Heidi, kyk net hoe lyk jy. Wat het jy met jou klere aangevang? Ek het dit uitgetrek, dis al. En jy dat lê dit sommer net daar. Wat maak jou kind? Ek het warm gekry en toe trek ek dit uit. Toe trek jy dit uit. Heidi, Peter, wie so gaaf en gaan na die klere sal jy? Nee, ek's jammer, maar ek het nie tyd nie. Is jy seker jy het nie tyd nie? Ja, dink ek het. Ja, sien jy? Mens kan altyd tyd maak. Ja, ek sal maar tyd maak. Ek gaan saam. Jy bly net hier. Ek het al. Dankie. So vinnig soos die wind. Kyk, daar ook al is 'n hut. Ek dink ons is amper daar. Papa, ons is hier. Hoe gaan dit, oupa? Ons is hier, oupa. Maar jy is ons arm oei of hoe? Dit is ek, ja. En mag ek vra met wie ek hier om te praat? Met my. Ek is skoon uit asem. Dis Heidi Alm-Ehi, jou kleindogter. Jy sal haar nie meer herken nie. Toe jy haar laas gesien het, was sy maar nog 'n ou babietjie gewees. Jy's baie laat vandag. Lyk my jy kan nie tot by 3 tel nie. Sorg dat jy bokkoe op die weiveld kry en neem myne saam. Toe. Ja, Jy bly hier. Hoekom dink jy het ons al die pad gekom? Goed, dit sê jou sê en kry klaar. Jy kind gewis nie sonder 'n rede hierheen gebring nie. Ek ken jou. Ek kan nie langer vir haar sorg nie. Sy moet hier by jou bly. Ek kan nie anders nie. Ek het Heidi die afgelope 4 jaar opgepas en ek het alles gedoen wat ek kon. Maar nou is dit jou beurt, Alm-Ehi. As jy so seker is van jouself, dan kan jy van my sê wat 'n ou man soos ek met 'n klein dogtertjie soos Heidi hier in die middel van die berge sal aanvang. Jy sal wel aan iets dink. Ek gee nie om wat dit is nie, maar dis hoogtyd dat jy weer 'n slag vir haar sorg. Toe Heidi se ouers oorlede is, was sy maar 1 jaar oud. Nou is sy al 5 jaar en ek dink is hoogtyd dat jy ook 'n slag iets vir haar doen. Jy's per slot van sake haar naaste bloedverwant. Heidi is jou seun se dogter. Moet dit nie vergeet nie. As jy haar nie wil hê nie, kan jy self 'n ander plan maak. Maar wat jy ook al met haar doen, onthou net, sy's jou kleindogter. Maar dit lyk my jy so hard soos 'n klip. Jy gee nie om nie. Jy gee nie om wat van die arme kind word nie. In al die jare het jy nie eers eenmal gevra hoe dit met haar gaan nie. Jy sit hier bo en vergaan en praat met geen mense woord nie. Wie dink jy is jy? Ek sal vir jou sê soos wie jy is. Genoeg. Stil. Dis nou genoeg hoor jy. Maak dat jy hier wegkom. Jy waag dit nooit weer in jou hele lewe om hiernatoe te kom nie. Ek het nog genoeg van jou geklets. Vat jou goed en loop. Totsiens, Heidi. Sterk wees, kleintjie. Probeer asseblief om te verstaan. Dit sal uitwerk. Lekker werk, Tannie Dete.
Ek sal seker maar aan jou gewoond moet raak. Dit lyk vir Heidi al te veel of daar moeilike dae saam met haar oupa voorlê. Hoekom moet hy dan eers aan haar gewoond raak? Kan hy dan nie sommer dadelik van haar hou nie? Sy dan sommer dadelik van hom gehou. Heidi weet nog glad nie hoe haar lewe hier in die berge gaan wees nie. Alles is vir haar vreemd en avontuurlik. Daar's elke dag iets nuuts om te leer en te sien, maar Heidi leer vinnig. Sy leer baie gou hoe om haar oupa, vir wie almal so bang is, om haar pinkie te draai. Ook haar oupa se lewe verander heeltemal. Hy wat altyd so alleen was, het skielik 'n baie lewendige skepseltjie as kuiergas. Maar in die volgende episode vertel ons julle meer hiervan.